stil te word voor die Here en te vra dat hy self vanoggend met ons sal praat. Jy weet, in hierdie tyd, en dit is baie interessant dat in die Engelse kerk, ek kon nog nie 'n Afrikaanse term daarvoor opspoor nie, is die tyd, hierdie tyd wat ons nou in leef, word genoem Lent. En toe het ek 'n bietjie gaan dink daaroor en die betekenis gaan nagaan. En die betekenis daarvan kom weer eens neer op nog genadetyd. Nog 'n kans. Christus het opgestaan. En as ons dan Handelinge gaan lees, dan volgens Handelinge die Heilige Gees reeds daar in hoofstuk 1 uitgestort, maar in ons kerkjaar is ons op pad nou na Pinkster toe. Nog 'n tyd waarin ons onsself kan voorberei vir die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons word stil voor die Here en dan vra ons hom dat hy vanmôre self met ons sal praat. Kom ons word stil. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy is vir my kosbaar, jy is vir my waardevol. En jy is vir my 'n saak van die grootste erns. En ek het jou lief. Gemeente, genade vir u, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en die soenverdienste van ons dierbare Heiland, ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons liederebundels oop, by baie bekend, en dit gaan vanmôre juis daaroor dat ons die Here se naam ook groot maak hier in die diens, waar hy ons by mekaar gebring het, en daarom gaan ons na Psalm 33 toe. Psalm 33, baie bekend, sing vrolik, hef die stem na bowe. Regverdiges verhef die Heer. En dit wat daarop volg, vers 1 en ook vers 6, die Heer se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Salig wie tevore deur hom is verkore as sy erf en lot, wie so hoog geëer is, dat die Heer hul Heer is, en die God hul God. Kom ons staan, Psalm 33, daar die eerste en die 6de asseblief.
Gaan die wet van die Here nou aan u voorhou, soos wat dit vir ons opgeteken is, en onthou ons lees dit elke week ook met mekaar saam, vanoggend dan hier vanuit Deuteronomium, die 5de hoofstuk. Deuteronomium, die 5de hoofstuk. Toe die volk op pad was om dan die beloofde land te betree, so ons kyk in vers 49 van hoofstuk 4, dan sê hy vir ons, die hele vlakte aan die ooste kant van die Jordaan, teen sonop tot by die see van die vlakte, by die hange van die berg Pisga. Dis net voordat hulle oor die Jordaan sou gaan, waar die Here weer die water sou verdeel. En dan bring Moses vir hulle in sy laaste preek, voordat hy self sou sterf, weer eens God se wet. En lees dit asseblief saam met my, oordink dit, kom ons maak dit vanoggend persoonlik, want juis in hierdie tyd van genade, waarin ons nog weer geleentheid het om ons saak met die Here reg te maak, kom ons luister. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en julle moet dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Dis die verbondswet, verbondswoord wat hy vir hulle gegee het. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur, en het nie op die berg geklim nie, en God het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, God se straf. Maar aan sy genade, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig een kan sit, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink,
dat jy in Egipteland 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag ook nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Hy het dit geskryf. Dis nie mense woord nie. Dis God se opdrag, ononderhandelbaar vir die van ons wat so graag dinge so bietjie wil afwater om ons lewe vir ons 'n bietjie makliker te maak, soos wat ons wil. Hy het dit geskryf en hy het dit aan my gegee. En nou gaan ek vir u vra om vir my te blaai na Gesang 71. Gesang 71. Ons pleit om genade, daar die eerste en ook die 3de vers. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind. Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as u kind. En dan ook die 3de vers. My pleit deur u seun skenk u genade. Deur geloof neem ek hom aan. Alhoewel in skuld gebore, is ek in hom uitverkore voor u woord. In skepingsmag skeiding roep oor dag en nag uit die ewigheid. Kom ons staan, Gesang 71, daar die eerste en die 3de vers, ons pleit om skuldvergifnis, en dan bly ons staan ook vir die genadeverkondiging, en ook die geloofsbelydenis, en dan ook die gesang daarna. Kom ons staan asseblief, Gesang 71, daar die eerste en die 3de vers.
skenk u genade. Wonderlik is dit dat hy die genade gee, maar dat hy ook die geloof in u en my hart kom vestig. En nou kan ek juig, alhoewel in skuld gebore, was ek in hom uitverkore, uit die ewigheid uit. En nou word u en ek vanmôre ook, wanneer ons by die woordverkondiging kom, vanmôre opgeroep, om hierdie lig te volg, in hierdie donker wêreld. En daarom lees ons hier in Johannes 8 vers 12, toe Jesus weer met hulle gespreek het en gesê het, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dit is die genade woord wat vanmôre tot elkeen van ons kom. As ek my sondes bely en laat staan, ook daardie boesemsondes, daardie sondes wat ek so lekker aan vashou, as ek dit bely, maar dan ook kwalifiseer en laat staan, sal ek genade vind. Mag die Here dan so in u en my hart werk vanoggend, ons oortuig van sonde en vergifnis en regverdigmaking, maar ook daardie heerlike geloof in Jesus Christus. En waar dit dan nou juis vanmôre, en ons het net nou ook vir u gesê, hierdie tyd waarin ons nou leef in die kerkjaar, waar dit gaan oor Christus, die uitstorting van die Heilige Gees, gaan ek vanmôre vir u voor met ons geloofsbelydenis van Nisea. Nou in Nisea se tyd, hier in 325 na Christus, was daar baie wat gesê het, soos ons vandag ook hoor, Christus is maar net 'n wonderlike mens, met wonderlike gawes. En nou moes die kerk in daardie tyd 'n antwoord gee, en by die vergadering in Nisea was hierdie die antwoord op hulle wat Jesus se seunskap in twyfel getrek het. En u kan dit saam met my in u harte herhaal. Ek glo in God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het uit die Heilige Gees en die Maagd Maria en 'n mens geword het, wat vir ons gekruisig is onder die hand van Pontius Pilatus, wat gelei het en begrawe is en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte en weer opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Hy wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en in 'n heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bly in doop tot vergifnis van sonde, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. En nou wil ek vir u vra om die gesangebundels vir ons asseblief oop te maak, die van u wat uit die boekies uit wil saam sing, Gesang 42, Gesang 42, daar die eerste en die derde vers asseblief.
Kom ons maak vanoggend dan die woord van die Here oop hier by Handelinge. Handelinge, die 8ste hoofstuk. En ons gaan saam lees van vers 26 af. Handelinge 8 van vers 26. Nou onthou maar net, terwyl jy nou nog opsoek, wanneer ons hierdie gedeelte, of wanneer ons die boek Handelinge saam lees, dan sien ons dat dit die vorming is van die kerk. In die eerste hoofstuk lees ons van Jesus se hemelvaart. En wat dan daarna gebeur het, die uitstorting van die Heilige Gees, die toesprake van Petrus en Johannes, hoe dat hulle nadat hulle die verlamde man gesond gemaak het, hoe dat hulle dan ingeroep word deur die kerklui van daardie tyd en aangespreek word. En dan sien ons hoe dat die kerk groei van die 3000 man op Pinksterdag na 5000 en later na nog meer. En onthou, Jesus het gesê, julle sal my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. En hier sien ons dit dan, as ons die gedeelte lees oor Filippus en die hofdienaar van Ethiopië. Net so 'n stukkie agtergrond op Ethiopië hier was nie waar hy vandag is nie. Ethiopië het gegrens aan Egipte. En op die grens van Ethiopië en Egipte was daar 'n baie sterk Joodse kontingent. En dit is vermoedelik waar hierdie man dan ook vandaan kom. En dit is ook waar hy moes 'n baie ryk man gewees het om die boekrol van Jesaja te kon besit, waar hy vandaan gekom het en die boek wat hy dan ook op die pad gelees het, toe hy by die tempel was. Hierdie man was 'n eunuch. 'n Eunuch was in daardie tyd onrein gewees, hy mag nie in die tempel gekom het nie. En toe moes hy by die tempeldeur omdraai en teruggaan. Maar die Here was nie met hom klaar soos wat die mens met hom klaar was, die kerk van daardie tyd nie. Hy het vir Filippus, die Heilige Gees het vir Filippus gesê, gaan en gaan bring die woord van genade ook aan hierdie man. Ons gaan van vers 26 af saam lees in Handelinge 8, maar ek gaan eers vra, broeders, kom ons staan en dan bid ons saam asseblief. Here onse God, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here onse God, hoe wonderlik is dit vir ons om kind van u te kan wees. En vanmôre die hoof te kan ophef na u troon. U wat vir ons sê, soek my en ek sal my laat vind. Here, en dit is ons gebed vanmôre. Laat u tog deur Witrifuur gemeente vind. Deur elke gelowige wat vanmôre na u soek. Moet tog nie u aangesig van ons wegdraai nie, Here. U wat vir ons sê, die grond waarop jy staan is 'n heilige grond. Ag Here, wat is die mens? Wie is ons? Dat u aan ons dink. Dat u ons liefhet. Dat u kom soek het om te red wat verlore is, en dit is almal van ons. Dat u ons kom vind het.
Heer, dat U mens geword het en in die opdrag kom afhandel het. En as U nou vanmôre vanuit U woord met ons kom praat, Here, spreek tog. Spreek tog. Ons luister. Ons smeek dit van U. Ook vir hulle wat nie hier kan wees nie en hulle wat nie hier wil wees nie. Hulle wat vol verskonings is. Want is mos vakansie, dis lang naweek. Ag Here, U genade oor ons. Ons wag op U. In Jesus naam. Amen. Hierdie tydperk dan nou, in die kerkjaar waarin ons is, kom ons lees af van vers 26 af. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. En toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandase, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was, en hy het na Jerusalem gekom om te aanbid. Hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en om die profeet Jesaja oorlees en hy sê, verstaan jy wat jy lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. En soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. Die hofdienaar sê vir hom, daar is water. Wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hy het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hy die water uit opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind, hard in die Middellandse See, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Tot sover vers 37. Eintlik die B-gedeelte, maar ons lees die hele stukkie daar. Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Mag die Here vanmôre ook
sy woord aan elkeen van ons harte persoonlik kom seën. Aan die hand van hierdie teks wat ons vanmôre vir u voorgehou het, en toevallig die van u wat die 83 vertaling hier het en daaruit gelees het, sal u sien dat hierdie vers nie daarin voorkom nie. Om een of ander rede is dit deur die vertalers uitgehaal. Maar dit is een van die belangrikste verse in die Bybel wat vir ons sê, as jy glo met jou hele hart, en hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En nou was ons in die afgelope tyd, broeders en susters en jong mense, was ons besig met die lydenstyd van Christus. Die lydenssondag, sy sterwe en ook weer sy opstanding. En nou kom die vraag ook aan die hand van hierdie hofdienaar van Ethiopië na u en na my toe. Wat maak ons met die opgestane Here Jesus in ons lewe? Wat maak ek met die lewende Here Jesus in my lewe? Elkeen van ons. As ons maar so 'n bietjie terugdink, elkeen van ons het al op 'n dag hier voor die kansel gestaan en die van ons wat nog nie daar gestaan het nie, gaan nog hier kom staan en openbare belydenis van geloof aflê. Ek glo dat Jesus die Seun van God is. In die lydenstyd wat ons saam met mekaar oordink het, het Jesus vir ons die voorbeeld kom stel. Hy het ons kom leer. En in Johannes 14 vers 26, wanneer die disippels dan ontsteld is toe hulle hoor Jesus sal weggaan, dan kom sê hy vir hulle, ek sal die Vader bid en hy sal die Heilige Gees stuur om julle te leer en te herinner. En nou het u en ek op 'n dag, elkeen van ons, het ons harte vir die Here gegee. Het ons beloof, ek sal luister, Here, ek wil u kind wees. Praat hy met ons elke dag. Hy praat met u en met my hier van die kansel af. Hy praat met u en met my wanneer ons die Bybel oopmaak en die Bybel bestudeer en lees. En nou weet u en ek, en ons weet dit baie goed, ons het geen verskoning nie, wat hy van ons verwag. En nou moet ons maar weer vanoggend die hand in eie boesem steek. Daardie gelofte wat u en ek afgelê het. En kom ons vat dit 'n bietjie verder as net my lidmaatgelofte. Wat het geword van my huweliksgelofte aan God? Ons sal volgende week met mekaar praat oor my gesin en my gesin se verhouding met die Here. Maar vanmôre staan ons stil vanmôre hier by myself. En nou aan die hand van vers 37. Is u en my belofte nog steeds van krag? Is u en my belofte nog steeds
Want weet jy, as ons Psalm 50 vers 14 gaan lees en ons lees ook Prediker 5 vers 7, dan kom sê dit vir ons en ook Numeri 30 en ook baie ander plekke. Dan kom sê dit vir ons, maar jy moet jou gelofte wat jy aan die Here gemaak het, moet jy betaal. Anders gaan dit sonde word wat teen jou gehou word. En daarom hierdie ernstige vraag vanmôre wat aan u in my skoot gegooi word. Wat het van Jesus in my lewe geword? Wat het ek met hom gemaak? My rug op hom gedraai? My vingers in my ore gedruk wanneer hy praat? Wat het ek gemaak met Jesus? En daarom hierdie vraag wat u en ek vanmôre weer vir onsself moet antwoord. Glo ons, aan die hand van vers 37, glo ons nog steeds met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand dat Jesus Christus die Seun van God is, wat vir u en vir my aan die kruis kom sterf het. Ons het al baie vir mekaar gesê, dis een ding om te sê ja ek glo, maar is ek werklik in die geloof so aan hom verbind, dat sy gedagtes my gedagtes word, dat sy woorde my woorde word, dat die spore wat hy getrap het, die spoor is wat ek involg. Kan ons vanmôre dit in opregtheid kom sê, ja, dit is so. Of moet u en ek vanmôre met 'n rooi gesig ons gesig laat hang en sê, Here, ek pleit skuldig. Ek pleit skuldig want ek het agtergeraak. Ek is nie meer daar waar u my wil hê nie. En daarom as ons vanmôre dan met mekaar dan ook hierdie tyd van die jaar dan noem, 'n tyd van herbesinning. 'n Tyd van bietjie bestek opneem oor my lewe. Bietjie gaan dink oor my verhouding met die Here. Daardie tyd toe ek hier voor die preekstoel gestaan het en gesê het, God se woord is die enigste. Daardie tyd toe ek hier voor die kansel gestaan het as lidmaat, as predikant, maak nie saak nie. Ek glo in Jesus Christus, my verlosser. Ek sal my by die kerk van die Here hou. Ek sal betrokke wees, ek sal werk. En nou, broers en susters, nou sit ek by die huis op 'n Sondag, met watse verskoning ook al. Nou daai belofte van my is uit by die voordeur. Kom ons vra mekaar vanmôre so 'n bietjie. Die dag as u en ek voor die troon staan, en die Here vra vir my na my belofte. Hy vra vir my na dit wat ek bely het. Wat gaan ek vir hom sê? Wat gaan ek vir hom sê? Want kom ons sê dit vanmôre vir mekaar, my broer en suster. Die Here roep nie in 'n bondel nie. Hy roep elkeen persoonlik.
Hy roep elkeen van ons by die naam, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het al hoeveel maal God se roepstem gehoor. Hy het al hoeveel maal gehoor, soos wat Filippus hier hoor, gaan, ek stuur jou, ek wil jou gebruik. En dan? Wat dan verder? Met Moses het hy by die brandende brambos gepraat. Later met Joshua. Hy het telkens vir hulle gesê, onthou, dit is God wat praat. Trek jou skoene van jou voete af, daar waar God is dit heilig. Maar weet jy wat? Jy en ek het vergeet, wat beteken hierdie woordjie heilig? Want God het vir ons speelmaat geword. Ons het vergeet wie hy is. En daarom kan ons so maklik met minagting praat van die ou man daarbo of die ou pappie. Terwyl u en ek vanmôre hier voor die heilige God staan, sy stem hoor. En wat maak ek daarmee? Dalk vir die eerste maal. Dalk hoor u en ek dit vanmôre vir die hoeveelste maal. Kom na my toe. Weer in die woorde van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Kom, laat jou hart gedoop word in die bloed van die Here Jesus Christus. Hierdie man was nog nie voorheen gedoop nie. Daarom kon hy gedoop word, maar u en ek. Kolossense 2 vers 10. Laat jou hart besny word deur die bloed van Jesus Christus, en dit is die oproep vanmôre, en dit kom vra vir elkeen van ons, elkeen wat vanmôre hier sit, kom vra dit 'n persoonlike antwoord. Wat maak ek met Jesus? Wat maak ek met sy genade? Nou roep hy ons vanmôre weer. En weer eens, vir die hoeveelste maal. En nou kan u en ek maar gaan kyk na daardie gedeelte. Gaan terug na Jesaja 53 toe. Die lam met die merke asof hy geslag is, Openbaring 4. Gaan lees dit maar. Openbaring 4 en 5. Hy wat sy mond nie oopgemaak het. Hy wat weggelei is, wat misdadiger gemaak is, sodat u en ek, broers en susters, gered kan word. So lief het hy ons. En nou kom die vraag, hoe beantwoord u en ek hierdie liefde? Wat sê ons vir hom terug? Hy het nie gekla nie. Hy het hierdie lydensbeker wat die Here, wat die Vader hom gegee het, end uit geloop. En nou het ek op 'n stadium vir hom gesê, ja Here. En nou moet ons vanmôre vir onsself vra, hoe lyk my meelewing by die gemeente? Hoe lyk my meelewing wanneer daar op my knoppie gedruk word? Broers en susters, hoe lyk my kerkbesoek? Ook maar so, aan en af, soos 'n kar se flikkerlig, dan hier, dan weg, dan hier, dan weg. Hoe lyk hier my Bybelstudie? Ek is besig, Here, ek het nie tyd nie. Weet jy wat? Iemand het eendag gesê, as ek so besig is, dat ek vir die Here nie tyd het nie, dan is ek besiger as wat hy wil hê wat ek moet wees. Hoe lyk my verhouding met
Medebroers en susters. Ons dink maar daaroor. Hoe lyk my gebedslewe? As ek teruggaan na Galasiërs 5 toe, vers 22. Nou Matteus 5 daar by die bergpredikasie. Hoe lyk die vrugte, die vrug van die Gees in my lewe? Kom ons dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor. As ek eerlik met myself wil wees, kom ons maak hierdie saak nog meer persoonlik. En ek bely ons geloof in God die Enig. En ek bely dat ons aan hom behoort. Ons bely ons is duur gekoop, dit het hom sy lewe gekos. Ons bely hy is ons enigste verlosser en saligmaker. Hy is my koning. Ek is aangeneem tot sy kind. En nou gemeente, my lewe onderskryf dit my belydenis. Onderskryf my lewe hierdie belydenis. Ek het gekies om die lewende God te dien. Ek het beloof om aan hom getrou te bly. Ek het beloof om hom lief te hê met my hele hart en my hele siel en verstand. Kom ons wees nou vanmôre maar 'n slag hard en duidelik, eerlik met onsself. As ons vanmôre vir mekaar vra, het jy, in die woorde van Jesus aan Petrus toe hy hom sy amp herstel het jy my lief? Het jy my waarlik lief? As ek hom waarlik lief het, sal hierdie Bybel van my uit mekaar uitval, soos wat ek nie anders kan, as om hom te bestudeer nie. Die Bybel is die swaard van die Gees, daarmee kan ek aanval, dink aan Christus toe hy versoek is. Maar 'n swaard wat in die kas bly lê, gaan begin roes en ons gaan vergeet om hom te gebruik. As ek kos op die rak los, dan word hy kos sleg en dan voed dit my nie meer nie. Wat maak ons met God se woord? As ek Jesus werklik lief het, hoe lyk my gebedsafspraak met hom? Maar na onsself kyk. Maar na onsself kyk vanmôre. As ek Jesus waarlik lief het, en ek dink daaraan om te bid, 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Ons lewe moet aanhoudende gebed wees. Maar hoeveel keer bid ons om die seën van die Here nadat dit wat ons gedoen het lag geflop het. Pleks laat ons begin deur te bid, Here, as U nie wil hê ek moet hierdie ding doen nie, steek 'n stokkie daarvoor en hy sal. Hy sal. 'n Biddelose lewe. Kom ons sê dit vanmôre vir mekaar. 'n Biddelose lewe is 'n godlose lewe. Dis die begin van geestelike agteruitgang. Geestelike kragteloosheid. Hoe lyk my lewe? Wat maak ek met Christus? Wat maak ek met die Heilige Gees as hy vanmôre met my kom praat? As ek hom werklik lief het, sal hy die enigste my lewe wees. Sal my lewe aan hom so toegewy wees, dat daar nie plek sal wees vir lelik praat in my lewe nie. Dat daar nie plek sal wees vir wraakgedagtes nie. Wanneer ek hom lief het,
en werklik waar liefhet en my prioriteit is, gaan ek besef, maar my liggaam is tempel van God. En God woon nie in hierdie tempel saam met die duiwel nie. Nou 'n baie belangrike saak, broers en susters. As ek hom waarlik liefhet, sal ek ook sy naam lief hê. Sal ek sy dag lief hê. Sal ek sy gebod lief hê. En nie daaroor probeer redeneer nie. As God se gebod sê, so, dan moet ek nie kom en sê, ja, maar so ook nie. Ek het al vir u gesê, en ek sê dit vanmôre weer vir u. As God se verbondswet sê, jy mag nie, dan is dit ononderhandelbaar, en as hy sê, jy moet, dan is dit ononderhandelbaar. Dan doen ek dit. Dan gaan ek soos wat Filippus gegaan het. Weet jy wat? Gaan lees maar in die Bybel, Jesaja 58 vers 13. Gaan lees dit. En dan gaan meet ons lewe aan dit wat daar staan. God se dag, die eer van God se dag, is die duidelikste wyse waarop ander kan sien, maar ek is 'n kind van God. Dis nie die dag waarop u en ek gaan besigheid doen nie. Dan lees maar Jesaja 58, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. 58:13. God se dag is nie 'n dag vir 'n handeldryf nie. Dis nie 'n dag waarop ek my gewone gang moet gaan nie. God se dag is ek hier. Dis 'n kerkdag. Nie 'n sportdag nie. Dit wat die wêreld daar buite van maak. Dis 'n kerkdag, is nie 'n sportdag nie. Dis 'n rusdag en nie 'n werksdag nie. Weet jy wat? God se dag is vir ons 'n voorsmaak van die ewige rus. Nie 'n nasmaak van die week wat verby is nie. Dis God se dag. Hierdie dag is eenkant gesit. En nou hierdie hofdienaar. En kom ons bring hierdie saak nog meer terug na ons toe. Ons het vir mekaar gesê hierdie hofdienaar as hy enig was weggejaag uit die tempel uit, gesê gaan terug, jy's nie welkom hier nie. En nou kan ons maklik, kom ons kyk nou maar weer na onsself vanmôre. Hierdie man was verseker teleurgesteld. Hierdie man was verseker kwaad vir die kerk. Hierdie man kon verbitterd omgedraai het. Gesê het, hierdie kerk is nie meer vir my nie. Wat maak ons? Wat maak ons? Ek gaan nie meer kerk toe nie, ek bly by die huis, ek gaan liewer na die kerk toe, daar om die hoek, daar bo. Want hierdie mense maak my kwaad, en hierdie mense is oneerlik. Ken ons dit, broers en susters? Ken ons dit? Hierdie hofdienaar kon maklik 'n ander kerk gaan soek het. Hierdie hofdienaar kon maklik die kerk van daardie tyd gaan swart smeer het. Dis wat ons maak, gaan sleg maak het. Kyk wat maak hulle. Daar's nie liefde nie, daar's niks. Ken ons dit? Ken ons dit dalk in ons eie lewe? Hy kon sy rug op die Here gedraai het en gesê ek stel niks verder belang nie. En dan het hy hom teen Jesus te pletter geloop, vir ewig verlore. Maar wat maak hierdie man? Hierdie man hou vas aan God en sy woord. Hierdie man hou vas aan God en sy woord en niks en niemand, nou weet ons wat sê Romeine 8, sal hom van God se liefde skei nie. En soos vir Paulus daar op die pad na Damaskus toe,
Hier in die woestyn voor Gaza keer die Heilige Gees hom voor. En maar daar een man was wat geluister het. Gaan na daai man toe, gaan praat met hom. Kom hierdie man tot bekering. En erken hy, daar's net een God en dit is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy bely Jesus. Ek moet afsluit, ons tyd is om. Wat maak u en ek, Christus gelowiges, vanoggend wanneer die Heilige Gees ons pad kruis? Loop hy hom vas, en ek sê dit met respek, teen 'n muur van verbittering, teen 'n muur van onvergewensgesindheid? Loop die Heilige Gees hom vanmôre hier in Witrifuur vas, die mense wat hulle eie wil doen, in plaas van om te vra, wat sê die Here, wat wil hy hê moet ek doen? Weet jy wat? Dit is nog genadetyd. Dit is nog genadetyd. En ek moenie onsself nou in die voet gaan skiet. Ons moenie onsself in die voet gaan skiet. Daar is vir ons 'n groter heerlikheid. Dink maar weer aan Thomas. My Here en my God. U is die Seun van die lewende God, hoor vir Petrus. Hoor vir Paulus, meneer, wat wil u hê moet ek doen? Moenie nou uitstel nie. Wanneer u vandag sy stem hoor, dan maak hierdie saak reg. Hoor Jesus wanneer hy vanmôre vir elkeen van ons by die naam roep. Hoor hy hom roep? Luister. Luister, hy roep. Wat is die antwoord? Kom ons bid saam. Kom ons staan, broeders. Here onse God, ons staan almal skuldig voor u. En ons kan maar net vra, genade, Here, genade onbeskryflik groot. Dankie dat ons na toe mag kom, dat u vir ons die voorhangsel geskeur het, en dat ons vanmôre voor die troon kan kom pleit in Jesus naam, genade asseblief. Wees ons genadig. Here, wees Witrifuur genadig. Wees u kerk genadig. Wees tog net. Wees tog net deur u Gees. Elke oomblik van elke dag by ons. Lei ons. Vat ons hand. Dra ons, Here, waar ons nie meer kan nie, want ons kan nie meer nie. Wees ons genadig. In Jesus naam. Amen. Gee geleentheid, broers, vir die opneem van die liefdegawes.
Gemeente, kom ons sluit met Gesang 295, al 4 daardie verse. En ons dink daaraan dat ons hier is vanmôre net uit sy genade alleen. Onbeskryflike groot genade wat hy aan ons bewys het. Kom ons staan 295, al 4 daardie verse, en dan bly ons staan, terwyl ons wag op die seën van die Here. Gemeente, ontvang die seën van die Here en dan gaan u huis toe in sy vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.